voor ons dalk induik en begin praat oor eiendom, oor lenings, oor verbande, oor winste, oor verliese, oor huurders, oor al daai goed, moet ons dalk eers begin om oor jou te praat. Want as jy nie reg is vir die ding nie, met ander woorde, as jy nie regtig in eiendom wil belê nie, as jy nie bereid is om te leer, as jy nie bereid is om in die begin redelik tyd en effort in te sit, met ander woorde hard te werk, as jy nie bereid is om dinge te bevraagteken, wat die kabaal vir jou vertel, die gewone media vir jou vertel, die gewone finansiële ouens vir jou vertel nie. Want al daai goed is twak. As jy nie bereid is om dit te bevraagteken en om jou belief systems te verander nie, dan kan ek nou al vir jou sê, jy gaan dit nie maak nie. En vir die laaste 23 jaar leer ek vir ander mense hoe dit werk. Met ander woorde, as ons kyk na 'n ware eiendomsbelegger, dan het hierdie persone, jy kan dit maar voor die voet gaan kyk, hulle het 'n baie duidelike plan of 'n strategie wat hulle gebruik om by finansiële vryheid uit te kom. Hierdie ouens gaan eers leer voordat hy of sy gaan geld spandeer. Daar's 'n manier hoe ons dit doen. Met ander woorde, as jy nie die kennis het, en kennis praat ek nie van boekkennis nie, ek praat van toegepaste kennis. En met eiendom is die enigste belegging waarvan ek weet, wat jy die toegepaste kennis kan doen sonder dat jy ooit geld op daai belegging verloor. Reg? Op voorwaarde dat jy dit reg doen. Dan gaan kyk ons, as jy sê, maar ek is ernstig, ek is bereid om die tyd in te sit en die effort om te leer hoe om dit te werk voordat ek die eiendom koop. Reg? Dan sê ons, okay, nou gaan kyk ons na die eerste wet. Belê eers in jouself voordat jy in enige eiendom belê. Met ander woorde, gaan kry daai kennis jouself. Reg? Gaan kry opleiding. Gaan kyk wie het gedoen dit wat jy wil. Kyk of daai persoon nie as 'n mentor vir jou kan optree nie. Gaan vind uit wat doen suksesvolle mense. So as jy sien iemand is suksesvol, gaan kyk. Daar sekere dinge wat daai persoon of persone gedoen het. Gaan kyk wat is dit? En dan gaan kyk jy hoe kan jy dit in jou lewe implementeer sodat jy die beste moontlike kans kry vir sukses. Reg? Nou, hier's 'n geheim. Emosie maak jou arm. Syfers of die som maak jou ryk. Ek wil hê jy moet dit onthou en ek wil hê jy moet dit toepas op alle beleggings, nie net op eiendom nie. As jy emosionele besluite maak en jy gee iemand anders die verantwoordelikheid en jy hoop en jy bid dat daai ou jou gaan ryk maak, my vriend, dan gaan jy jou dinge sien want dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan nie oor die ekonomie en dit is die geheim wat ek vir jou sê. Die meeste mense misluk nie as gevolg van die ekonomie of as gevolg van 'n eiendom nie. Hulle misluk omdat hulle een verkeerde besluit gedoen het, omdat hulle nie gaan uitvind het en hulle huiswerk gedoen het om te sien of daai eiendom wat jy wil koop jou gaan help om by jou doelwit uit te kom nie. Dis die geheim. Dit is een verkeerde besluit in eiendom. Nou daai verkeerde besluit wys in een syfer en dit is jou IGR of jou internal rate of return afhangende van watter somme jy gaan gebruik maak in daai eiendom. Reg? En dit is omdat dit die verkeerde eiendom was, die verkeerde finansiering, die verkeerde strukture, die verkeerde strategie. Dit wys in een enkele syfer vir my, want hoe hoër daai syfer is, hoe laer word hierdie risiko's. En as daai syfer by jou financial freedom growth rate uitkom, dan garandeer ek jou, het al die ander goed het in plek beginne val. En nou word 'n gewone eiendom wat vir een ou, omdat hy nie die kennis en die ervaring het, 'n meulsteen vir die res van sy lewe gaan wees, word vir jou 'n massiewe belegging wat vir jou finansiële vryheid in 'n baie klein rukkie kan gee. As jy die verkeerde besluit neem, dan haal jy daai geld uit sirkulasie uit. Daai geld is besig om te vrot. Dit kan nie vir jou werk nie. Reg? Ten minste nie teen die tempo wat jy wil hê, dit moet vir jou werk nie. So daai kos jou, laat jy nooit weer 'n tweede en 'n derde en 'n 10de en 'n 100ste eiendom kan koop nie. Dis wat dit beteken. Maar dis omdat jy in die begin die verkeerde besluit gedoen het. Nou, hoe weet ons of die som 'n sin maak? Ons kyk na 'n sommetjie wat sê jou IGR, wat dit beteken dis jou investment growth rate. As daai sommetjie op daai eiendom groter is as jou FFGR, jou financial freedom growth rate, reg? Dan weet jy dit is 'n goeie eiendom. En slegs as dit gebeur. Andersins kan dit nie 'n goeie belegging wees nie, reg? En ons kan redeneer net soos wat ons wil. Punt oor, uit en gedaan, klaar. As jou IGR op daai eiendom nie groter is as jou FFGR nie,
dan is dit nie 'n goeie belegging nie. Nou ek kry baie van my studente wat kom en sê, Hannes, nou dat ek dit weet, ek kan sien ek moes nooit hierdie bloody eiendom gekoop het nie. Gelukkig, daar's maniere uit. Maar weer 'n keer is dit 'n kennisvlak wat jy moet opbou, reg? En wat jy kan kry deur doodeenvoudig byvoorbeeld 'n mentor te volg, reg? So, nou ons wil nie hê dat hierdie goed met jou gebeur nie, reg? En vir daai rede, as jy ernstig is oor eiendom en jy wil hê dat ons jou miskien help met 'n strategie of met 'n plan wat pas by waar jy nou is, want ons is almal op verskeie plekke, finansiëel, emosioneel, reg? Party van ons het net begin met werk. Party van ons net byvoorbeeld 'n huis. Party van ons is klaar skatryk. Maar waar is jy? Waar wil jy uitkom? Met ander woorde, ons moet gaan kyk, waar is jy nou? Het jy enige surplus? Het jy nie 'n surplus nie? Hoe kan jy 'n surplus kry as jy nie 'n surplus het nie? Reg. Wat se hulpbronne het jy tot jou beskikking? Het jy enige kennis? Hoe kan ons daai kennis toepas om jou te help sodat jy by jou doelwit kan uitkom? Wat is die vinnigste pad wat jy kan volg om finansiëel vry te word? Nou ek het 'n ongelooflike voordeel bo die meeste ander mense. Vir eerstens het ek in 87 my eiendomsgroei, my pad na rykdom begin. 7 jaar later was ons finansiëel vry. Maar toe in 2002, toe het my vrou my oortuig om te begin opleiding gee, om vir mense te vertel wat om te doen en wat om nie te doen nie. Nou, hier's iets wat ek het wat die gewone ou dalk nie het nie. Elke ou wat by my deur hierdie proses gegaan het, kan ek mos nou sien wat het daai ou gedoen, wat het die ou voor die tyd gedoen en wat is hulle besig om te doen. Nou, daai ervaring wat ek opgebou het met duisende mense, is wat ek jou mee kan help, reg? Sodat jy nie daai foute maak, nie net die foute wat ek gemaak het nie, maar die foute wat duisende ander mense wat moes verander, wat hulle gemaak het. En dit gaan vir jou enorme hoeveelheid tyd, energie, bloed, sweat en tears bespaar. Jy hoef nie daardeur te gaan. Natuurlik as jy daardeur wil gaan, ek gaan jou nie keer nie, dan kan jy dit doen. En daarvoor wil ek 'n aanbod vir jou maak. En dit is, as jy belangstel, maar net as jy regtig belangstel en as jy regtig ernstig is oor dit. Daar's 'n analise wat ek en my span bereid is om te doen. Ons noem dit jou personal wealth roadmap. Reg. So dit vat so plus of min 3 minute. Is 'n baie kort en kragtige assesserings, kom ons noem dit vorm, as dit die regte terminologie is wat ek hier gebruik het in Afrikaans, ons doen dit gewoonlik in Engels. Maar wat my span na gaan kyk en dan terugkom na jou toe. Met ander woorde, ons gaan vir jou help en vir jou sê, wat is jou grootste kans tot sukses en wat is ook jou grootste risiko's? Met ander woorde, wat is dit wat jou gaan terughou? Hoekom gaan dit jou terughou? Wat kan jy doen om dit te verander, sodat jy by jou doelwit kan uitkom? Op voorwaarde dat jy doelwit het. So as jy nie doelwit het nie, dan gaan jy nie 'n vorm kan invul nie. Reg. En dan gaan ek kyk na watter vaardighede het jy reeds en watter vaardighede kort jy en watter strategie kan jou help om by jou doelwit uit te kom. En dan gaan ek vir jou wys hoe ons jou persoonlik kan help om daarby uit te kom. Nou, as jy kwalifiseer vir ons mentoringsprogram, dan gaan ek vir jou wys hoe dit werk en hoe jy daarby kan uitkom. As dit nie is nie, dan gaan ek nog steeds vir jou terugvoering gee met 'n plan vorentoe. Daar is absoluut geen druk op jou nie. Dit is absoluut 'n waarde toevoeging wat ek doen, want dit is my job. My job is om soveel waarde toe te voeg vir jou, dat jy 'n ingeligte besluit kan doen, sodat jy finansiëel vry kan word. Nou, as jy sê jy wil dit hê, dan al wat jy hoef te doen is, in die opmerkingsgedeelte, in die comment gedeelte, sit in roadmap. Maak dit een woord, roadmap, reg. As jy dit doen, dan gaan ons terugkom. En ek gaan probeer om so vinnig as moontlik terug te kom. Dit beteken nie ek gaan vir jou dadelik 'n antwoord kan gee nie, want partykeer is daar verskillende goed wat ons eers na moet kyk. Of partykeer gaan ek terugkom na jou toe met 'n volgende vraag, of ek gaan vir jou bel, of my span gaan vir jou bel en vir jou sê, hoorie, ons is nie duidelik oor dit nie. Help ons gou daarmee. Dan gaan ons vir jou 'n persoonlike blueprint gee. Nou, dis vir jou om te besluit of jy dit gaan volg of nie.
Maar vir wie is dit ideaal? Ek het gesien as jy 'n beginner is, met ander woorde jy het nog nie 'n eiendom nie, maar jy het 'n werk. Met ander woorde jy kan kwalifiseer vir 'n baan, vir 'n verband, dan is dit 'n lekker plek. Miskien het jy 1 of 3 eiendomme, maar nou is jy vasgevang. Die bank wil nie meer vir jou geld gee om verder te groei nie. Wat moet jy doen? Dan ons gaan vir jou kan help met dit. Wat van as jy 'n belegger is wat vasgeval is en jy voel oorweldig, jy anniteite wat nie groei nie, jy belê in uitkeerpolisse, jy het effekte trust, jou eiendomme werk nie. Ons gaan vir jou definitief daarmee kan help. Of as jy gatvol is daarvoor om na ander mense te luister en bereid is om verantwoordelikheid te vat, sodat jy self kan uitvind hoe hierdie goed regtig werk, dan gaan ons vir jou definitief kan werk. So, as jy gereed is, reg, en jy dink dat ons jou maybe kan help, maar jy's ernstig genoeg om, ek wil amper sê daai kans te vat om te kyk wat ons vir jou kan doen, reg? Dan al wat jy doen is jy sit in roadmap in die beskrywing gedeelte en ontdek, ek dink die vinnigste, die slimste en die mees koste-effektiefste manier om te gaan van waar jy is tot waar jy wil wees, sodat jy by finansiële vryheid kan uitkom deur van eiendomme te gebruik. En dan ook, as jy belangstel, sluit aan by daai gratis Property Accelerator Masterclass. Ek gaan in die beskrywingsgedeelte, gaan ek vir jou link insit. Jy klik doodeenvoudig op daai link, jy bespreek jou plek, reg, jy maak seker dat jy opdaag, daar gaan ek baie dieper in, meer, ek wil amper sê in die tegniese deel, ek gaan vir jou 3 secrets gee, hoekom ouens nie suksesvol word nie, ek gaan vir jou deurvat, ek gaan vir jou wys wat is die oplossing vir dit, dis as jy ernstig is. Onthou, daar's 'n ander ding wat jy ook kan doen, as jy wil leer hoe die som werk, dit werk ongelukkig net in Afrikaans, het ek daai videoetjie gedoen, die som, om te kyk en te wys hoekom is eiendom vir die meeste mense, hulle eiendom, vir 98% plus van die ouens nie 'n goeie belegging nie. So, sit dit ook daarin. En as jy dink hierdie reeks of hierdie spesifieke vrae wat ons beantwoord, maak sin en jy dink jy kan iemand anders help, miskien like hierdie video vir ons, net as jy wil, as jy waarde dan gekry het, ook, gaan stuur dit aan vir ander mense, want ek is seker, jy het pelle of vriende of familie, wat hierdie inligting ontsettend nodig het. Dis nie inligting, daar's niks wat ek vir jou verkoop nie. Ek dink jy het dit agtergekom. Reg, ek wil vir jou help om die regte besluit te doen. En daar's ouens wat vasgevang is en hulle weet nie hulle is vasgevang in hierdie finansiële web en dit is hoekom hulle nie daar kan uitkom nie. Stuur dit dalk vir hulle aan as jy dink dit kan vir hulle help. Maar dit is vir jou om te besluit. So ek wil net vir jou sê dankie vir jou tyd, dankie dat jy bereid is om in jouself te belê. Ek verseker jou is die grootste en die beste belegging wat jy in jou lewe kan doen. En miskien as daar spesifieke vrae is wat jy dink ek kan help, want ek is nou besig om 'n reeks van hierdie vrae, algemene vrae wat ons kry, dan wie weet, miskien kan ek jou 'n opleidingssessie daaroor gee. Ek gaan nie vir jou advies gee nie, dit is nie my job nie. My job is opleiding. My job is om vir jou te wys wat is moontlik as jy die verantwoordelikheid gevat het om by finansiële vryheid uit te kom en dat dit baie makliker is as wat die meeste ouens dink, want hierdie experts moet dit so moeilik as moontlik vir ons maak, om te glo dat ons dit nie kan doen nie. Maar jy is gebore om totaal finansiëel vry te wees, jy is gebore met abundance, reg, maar die sisteem is waar die probleem is in ons belief system, ons mental stories wat ons vir onsself vertel, daai storieetjies, reg, dis wat ons daarvan weerhou, om baie suksesvol in alle terreine van die lewe te word. Dankie vir jou tyd, ek sien jou in die volgende een.